rivier gaan by Parys verby en na hy verby is, maak hy 'n halfmaansvorm. So 'n halfmaan, ons noem dit die koppieskraal draai en dan gaan hy in die berge in. Hy vloei gedeeltelik deur die berge waar hy weer uitgaan by Schoemansdrif. En dan uiteindelik ontmoet die Vaalrivier die Oranje rivier, vloei in die see by Alexanderbaai. Dis ons grens met Namibië. OK. Nou hiervoor as jy kyk waar die Vaalrivier vloei, sy water is redelik hoog op die oomblik, meer as normaal. Dan kyk daar waar die Vaalrivier se water is, dan as jy opgaan met jou oog tot net onder die horison, dan tel jy so 'n wit struktuur op. Dis die graansilo by die dorp Vredefort. Die dorp Vredefort is aan die linkerkant van die graansilo, net onder die horison. En ongelukkig terwyl ons nou so baie nonsens gepraat het, het die wolke opgekom en ons sig 'n bietjie belemmer. Maar kyk nou in die middel van die dorp Vredefort op die horison, dan tel jy 'n paar bome op. Sien julle dit? Ja. Nou dit raak wasig, so bly op die horison, skuif na links, na die einde van die dorp toe en dit lyk of daar 'n geploegde land is wat so 'n ligte bruin kleur het. Ja. Tel jy hom op. Nou, op die horison is daar 'n enkel boom. Ja. Sien hom? Ja. Dis die middelpunt van die impak. Wow. Dis waar die meteoriet in die grond ingaan het, ontplof het en toe die koepel veroorsaak het. Nou dis 23 km suidoos van die dorp Vredefort. So ons staan nou op So. in van die soos berge van die koepel. Ja, ons staan nou op die ring. Eerste ring. Die eerste ring wat hy gemaak het so, jy's reg. En ons kyk nou binnekant toe en dit word nie meer die krater genoem nie. Dit word tegnies genoem die sentrale impakzone. En die rede daarvoor is dat ons 8,5 km onder die oorspronklike kratervloer tans is. As jy nou hier kon gewees het, wat totaal onmoontlik is, maar speel nou maar. As jy nou hier kon gewees het direk na die impak, dan het ons nou hier, waar ons nou staan, 10 km hoog gestaan. Dan het ons afgekyk na daar waar daai boom is om en by, en daar was nou die sentrale opwelling, die koepel.